Dankie dat ons vanoggend U kan nader. Heilig, heilig, heilig is U, Vader. Vader, ek bid om U te nader, gee Yeshua vir ons die weg. En dis hier waar ons eers by die voet van die kruis ons sondes bely en vra asseblief, Abba, vergewe ons. Vergewe ons denke. Vergewe ons dit wat uit die mond uitkom, sê U woord, lê in die hart. En soos Dawid wil ons vra, Vader, skep 'n rein hart in my. Soos Dawid vra, deurgrond my en toets my en wys vir my of ek op die pad van die ewige lewe is. Deurgrond my hart. En ek bid, Vader, dat U woord vandag met ons sal praat. Vader, partykeer verstaan ons nie wanneer U met ons praat nie, maar dat dit so duidelik sal wees vandag. Partykeer stuur U 'n profeet, 'n spreekbuis, om met ons te praat, en partykeer praat U direk met ons uit die woord uit, en partykeer kan ons soos klein Samueltjie nie hoor as U ons roep nie. Totdat Eli, die hoëpriester, vir hom sê, maar Vader wil met jou praat, en wat het Vader vir hom gesê? Hy het hom uitgewys oor sonde. En baie kere stuur U 'n woord en dinge om ons harte deurgrond en te wys, maar wat lê hier in my hart wat nie reg is nie? En daarom kom ons vandag, U is die hartchirurg, en ons kom sit ons harte voor U en vra, deurgrond ons hart en wys vir ons, daar waar dinge nie reg is nie, daar waar dinge in die duisternis is, daar waar ons nog vas is in slawerny, want wanneer dinge in die duisternis is dit in die koninkryk van die vyand, die duisternis, en daar bind hy ons. Hy kom net om te steel, te slag en te verwoes, en hy kom bind ons dat ons nie in die roeping stap wat U vir ons het nie. Vader, ek bid, mag die oogskille van ons oë afval, mag ons ore oopgaan, sodat ons kan hoor, want U sê, hulle hoor maar hulle hoor nie, hulle sien maar hulle sien nie. Ons wil vandag vra, Vader, ons wil hoor. Spreek met ons, Vader. Ons wil sien, mag U oogskille afval. Dankie dat ons by U voete kan kom sit in die woord, die hoogste vorm van aanbidding, wanneer ons die woord bestudeer, dat U vandag met elke een van ons sal kom praat. Dankie vir U goedheid. Dankie dat U vir ons ondeurgrondelike dinge wil wys. Vader, mag ek net die spreekbuis vandag in U hande wees, net die mikrofoon. En as daar iets uit hierdie mikrofoon of uit hierdie lippe kom, wat nie van U is nie, mag my tong in my verhemelte vasplak, net die waarheid. Dankie dat U 'n afspraak het vandag met elke een van ons, dat U ons genooi het. U het ons genooi om vandag hier by mekaar te wees, by U voete te kom sit. Abba, this is the house of prayer. Hierdie is die huis wat ons bou, die instruksie wat U ons gegee het. Where is the house that you built for me? Hier is ons, Abba. Klipstene. Klipstene. Met Yeshua, U is die cornerstone. Come have your way. Kom spreek met ons. Mag ketTINGs breek. Mag dinge wat in die duisternis is, in die lig kom. Want Yeshua, U is die lig. Ek bid dit alles in Yeshua, Messias se naam, die seun van Jotewawai. Amen, amen. En neem 'n bossie hiersoop. Nou het ek my bossie daar vergeet. Mitchell, help 'n bietjie uit. En neem 'n bossie, as hierdie nou my hiersoop takkie kan wees, verskoon, dit is nie hiersoop hierdie nie, dis hoe dit lykie, maar ek wil net 'n prentjie skep van dit wat Vader, hy sê, neem 'n bossie hiersoop en steek dit in die bloed wat in die skottel is, en stryk dit aan die bodrimpel, en aan die 2 deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. Want Jotewawai sal deurtrek om die Egiptenaar swaar te tref, maar wanneer hy die bloed sien bo die deurdrimpel en aan die 2 deurposte, sal Jotewawai by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. Hoekom? Hoekom sal Vader nie die verderwer inlaat nie? Hoekom sal daar nie jou eersgeborene seun
nie tot sterwe kom nie. Want Abba Vader het gesê, hy sal deur wat die bloed van die lam het, die wat die bloed van die lam op hulle deur het, hy sal hulle beskerm. Hy sal hulle beskerm. Is dit moontlik dat die wat gered is deur die bloed van die lam en wedergebore word in die pad van heiligmaking stap saam met Abba Vader, wat gered is uit hierdie wêreld, uit Egipte, wat hulle self oorgee as lewende offers, dat Abba Vader hulle ook sal beskerm? Absoluut. Want 1 Korintiërs 10 vers 11 sê, alles is opgeskryf as waarskuwing en om ons te leer. So hierdie was alles 'n heenwysing na Yeshua en na ons. So wat die kinders van Israel op 'n sekere gegeewe oomblik moes doen, wat 'n spesifieke oomblik wat Abba Vader gesê het, was om 'n lam van 'n gepaste grootte vir sy familie te kies op die 10de Aviv. Die datum is ook baie spesifiek. Die lam moes vlekkeloos gewees het sonder gebrek. Dan op die 14de moes hulle die lam offer. Hulle moes sy bloed in 'n skottel of in 'n bassein vang. So hoeveel dae moes hulle wag met die lammetjie in die huis? Van die 10de Aviv tot die 14de, hoeveel dae is dit? Daar's debatte oor dit. Want is dit 10, 11, 12, 13, 14? Hoe tel ons? 4 of 5? Maar in elk geval, hulle moes na die lam kyk. Hulle moes sorgvuldig kyk hoe hierdie lam in hierdie huis, hoe hy vlekkeloos is, of waar nie enige gebrek aan hom is nie. Nou die lam is geslag, die bloed wat in die skottel is, die bloed wat geslag is van hierdie lam was dan in 'n skottel gesit. En dit was die middel van beskerming, die bloed in die skottel. Die bloed in die skottel. So hoor gou-gou. Kan ek jou vra, as die bloed in die skottel gebly het dit iemand beskerm? Nee, die opdrag was, die kinders van Israel moes die bloed uit die skottel na die deure van hulle huis toe neem. En Abba Vader sê, en neem 'n bossie hyssop en steek dit in die bloed wat in die skottel is en stryk dit aan die bodrempel en aan die 2 deurposte van die bloed wat in die skottel is. So die hele lot van Israel daarvan afgehang om die bloed in die skottel tot by die deurkusyne en die drempel van die deur te kry. Dit was 'n aksie van gehoorsaamheid. En ons het hierdie bespreek so 2 jaar terug in Pasga oor ons het gekyk, die reeks se naam was aan die ander kant van die bloed. Wie kan dit onthou? Aan die ander kant van die bloed. En terwyl ek hier deurwerk hierdie week, het Abba net vir my gesê om weer pertinent net hierso ietsie uit te wys. Hy wil graag sy boodskap vandag hierso ietsie uitwys. En ek wil dit weer herhaal, die lot van die kinders van Israel daarvan afgehang om die bloed in die skottel tot op die drempel en op die deurposte van die deur te kry. Hulle moes dit doen. Baie eenvoudig. Maar Vader het gesê, jy vat 'n klein hyssop takkie, jy druk dit in die water. Nou hyssop was 'n soort onkruid wat oral in die Midde-Ooste groei. En hierdie bossie hyssop doop dit in die bloed in die skottel en sprinkel die bloed oor die deur met die hyssop. En toe het Abba Vader nog een ding vereis. Hy sê dan is daar nog een ding. Wanneer hierdie bloed klaar gestryk is op die deurdrempel, op die deurposte en die deurdrempels, wat moet hulle doen? Binne bly. Ek wonder, het dit dalk iets met te doen, dat die oomblik as jy gered is deur die bloed van die lam, dat jy nog steeds gehoorsaam moet bly aan Abba Vader se woord? Met ander woorde, jy sal nie buite toe gaan nie, as die bloed eers op die bodrempel en aan die 2 deurposte gesprinkel is nie. Hoekom nie? Want eers as jy aan die ander kant van die bloed is jy beskerm. Jy's vergewe. Jy's verlos. Maar die wat
buitekant die bloed gaan, hulle is nie beskermd nie. So Petrus sê vir ons in 1 Petrus 1 vers 1 tot 2, Petrus, 'n apostel van Yeshua Messie, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus en 'n paar ander plekke, 'n uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid en besprinkeling met die bloed van Yeshua. Petrus gee so bietjie, hy beskryf homself en dan sê hy voor hierdie bloed, voor hierdie besprinkeling van die bloed, voor hy gered is deur die bloed van die lam, was daar eers gehoorsaamheid. Verg het eers gehoorsaamheid. So die bloed word nie op die ongehoorsaames gesprinkel nie. Net so in Egipte. Dit het niemand gebaat wat ongehoorsaam was en uit sy huis uit gegaan het nie, of wat nie die bloed in die deurkosyne gesmeer het nie, want hulle was bang vir vlee nie. Met ander woorde, alhoewel daar volmaakte beskerming in die bloed is dit slegs vir die gehoorsaam is. So terug na Vader se instruksie oor die Pasga seremonie. Die bloed was in die skottel en dit moes met 'n klein bossie hierop nou in die deurkosyne gesprinkel word vir hulle beskerming, vir hulle veiligheid, vir redding. Maar Paulus sê egter dat Yeshua, hy is ons Pasga. Hy sê dit. En Yeshua is vir ons geoffer. Met ander woorde, Yeshua is amper vandag 2000 jaar gelede gekruisig. Sy bloed het geval op 7 plekke vir ons. En die vraag is, as ons die terme van die analogie en Exodus kan gebruik, die bloed is in die skottel en die bloed in die skottel beskerm niemand nie. Ons sit soort van in dieselfde situasie as die kinders van Israel. Ons het nodig om in gehoorsaamheid die bloed van die lam aan te wend in ons lewens. Ons het nodig, want op daai ek en jy is nou die tempel. Ek en jy is die tempel. So op hierdie tempel se deurpous en deurdrimpels moet die bloed aangewend word. Want dan word ons beskerm as ons gehoorsaam is. Ons word nie net beskerm nie, ons word ook gered. Maar hier is die vraag is, hoe kry ons die bloed van die lam aangewend in ons lewens, want is die bloed wat ons red en ons beskerm. Hoe kry ons die bloed uit die skottel aangewend? Openbaring 12 vers 11 gee vir ons die antwoord. Hulle het die vyand oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Ons oorwin Satan wanneer ons persoonlik getuig van wat die woord in ons lewens gedoen het. Dis hoe jy die hysop in die bloed druk en aanstryk. Jy gaan vir my sê, maar hoe kom ek by dit uit? Gee my kans. Ons oorwin die vyand wanneer ons persoonlik getuig van wat die woord van Abba Vader sê. Wat die bloed van die lam vir ons doen. So, wat is dit wat die bloed uit die waskom kry om ons deurposte en deurkosyne wat ons moet opsit? Hoe is dit? Hoe sien ons dit vandag? Want hier is die ding, alles is opgeskryf om ons te leer. So wat leer ons hier uit? Wat is dit wat die bloed uit die waskom kry na ons deurposte en deurkosyne waar ons woon? Is my en jou getuie. My en jou getuienis. En wat bitter skaars geword het en wat baie stil is dat mense nie meer getuig nie. Mense het bang geword om te getuig en tog sê die woord, deur die bloed van die lam wat Yeshua klaar gedoen het, hy het klaar die prys betaal, dis daar, en deur die woord van ons getuienis oorwin ons die vyand. Maar nou sit ons vas in slawerny die heeltyd. Ons getuig nie waar ons gaan nie. Is die bloed op jou deurkosyne? Getuig jy van wat Yeshua in jou lewe gedoen het? Wat is ons getuienis?
Dis 'n woord wat 'n toepassing in my lewe geword het. Abba se woord wat 'n toepassing in my lewe geword het. 'n Voorbeeld. Julle, ek was siek. Vroeg Desember, einde November. Maar ek is genees. Is dit my getuienis? My getuienis is, deur Yeshua se wonde wat my genees, is ek genees. Jeremia 53 vers 5, dan trek ek hy swaard. Sjoep. Maar omdat ons Vader se woord nie meer ken nie, kan ons nie meer daai getuienis gee nie. Ons ken nie meer sy woord nie. Nog 'n voorbeeld. Ek is gered en ek is vergewe. Ek was 'n Filistyn. En nou is ek 'n volger van Yeshua, 'n disipel van Yeshua. Is dit my getuienis? My getuienis is Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade. Deur Yeshua, deur die prys wat hy betaal het, is ek nou 'n volger van hom en my lewe het verander. So my getuienis is wanneer ek iets uit die woord uit gaan haal. Nou baie keer dink mense, hulle gaan 'n getuienis lewer en dan vertel hulle vir jou van, en eintlik al wat jy hoor is ek. Nee, dis nie getuienis. Getuienis is wanneer ek iets uit die woord uit gaan haal en dit het in my lewe gebeur. Dis presies wat in my lewe gebeur het. Ek getuig oor die woord, wat 'n werklikheid in my lewe geword het. Met ander woorde, my getuienis oor die woord wat 'n werklikheid geword het, is soos 'n klein hiesoptakkie wat ek in die bloed druk, die bloed van die lam, en wat ek deur stryk op die deurposte. Nie binne nie, buite, sodat almal dit kan sien. So ek hou dit nie vir myself nie. Ek deel dit met almal. Ek deel my getuienis van die woord het in my lewe waarheid geword. Hoor gou, hoe mooi is hierdie? Daar's 'n ander woord vir getuienis. En dis die woordjie belydenis. Dis die woordjie belydenis. En hoor wat sê Hebreërs 3 vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en die hoëpriester van ons belydenis. Nie getuienis nie, van ons belydenis, Yeshua Messiah. Die skrywer van Hebreërs noem Yeshua die hoëpriester. Hy is die hoëpriester van ons belydenis. Dis die een na wie toe ons gaan met ons belydenis. So getuienis is wanneer ek vertel wat die woord vir my gedoen het, maar dit is ook die belydenis waar ek hiesoptakkie indruk en ek bely my sondes en ek hou dit nie net vir myself nie, die wêreld sien. Ek was 'n moordenaar en nou nie meer nie. Nou is ek 'n disipel van Yeshua. So weet jy wat belydenis is? Belydenis beteken letterlik om dieselfde te sê met my mond as wat Vader se woord sê en my sondes wat ek bely. So dis hier waar die woord uit my mond en die woord van Abba Vader collide. Dis getuienis, dis belydenis. En die vraag is, sal ek en jy gehoorsaam wees? Sal ek en jy, is die bloed op jou deurposte, kan die wêreld sien, ek en jy is gered, ons getuig daarvan en ons doen belydenis daarvan, ons vertel vir die wêreld en die wêreld kan sien, kan die jou werk dit sien, kan die mense, jou vriende dit sien, het jou lewe getransformeer. Want wedergeboorte verg 'n totale verandering. Ek kry baie keer mense wat vir my sê, joh, ek sukkel so hard. Ek sukkel so hard om op 'n Vader tevrede te hou. Nou die dag iemand gehoor wat sê, ek voel die heeltyd asof ek in die skuld is by Abba Vader. Abba Vader staan nie na my en jou kyk met 'n sweep in die hand nie. Hy doen nie. Dis 'n wanpersepsie wat die vyand, dis misleiding. Wanneer iemand vir my sê, dit voel asof ek Abba Vader die hele tyd misluk, ek weet nie wat om te doen om hom gelukkig te maak nie. Dan is dit soos 'n
Al wat jy moet doen is, gee jou totaal en al self oor aan hom. Dis al. Want dit staan so in Romeine 12, gee jouself as 'n lewende offer. Gee jouself oor. En die vraag is, kan mense dit in my en jou lewe sien? Kan hulle sien, ek is gered, ek was daai persoon, maar daar was verandering, want ek het my totaal en al oorgegee aan hom. Is hier waar die woord uit my mond en die woord van Abba Vader saamstem, so sal jy gehoorsaam wees, sal jy die hyssop takkie in die bloed druk en op die deurposte stryk, sal jy getuig, want as jy getuig deur die bloed van die lam en deur die woord van jou getuienis sal jy die vyand oorwin. Maar hier sit ons vasgevang in slawerny. Ons kan nie verstaan hoekom ons dinge doen nie, hoekom ons vas is in sekere dinge nie. En ons gaan nou kyk na 'n praktiese voorbeeld. Dit is jou belydenis, dit is jou getuienis wat dit vir jou laat werk. Andersins bly die bloed in die skottel. So ons het nodig om iets te sê. Ons het nodig om iets te sê. Wat? Ons het nodig om te getuig. Ons het nodig om te getuig wat ooreenstem met Vader se woord. Hoekom het Yeshua vir die vrou met bloedvloeiing, nadat sy hom aangeraak het, het hy gestop en gevra, wie het my aangeraak? Wie het my aangeraak? Hy het haar die geleentheid gegee om te getuig. Hy het haar die geleentheid gegee. So kan ek en jy dalk vandag besluit om te getuig waar ook al ons ry, al is dit op 'n tweet of 'n reel of ek weet nie wat nie, familiegroep. Deur die bloed van die lam, deur die bloed van Yeshua is ek verlos en ek is uit die hande van die duiwel. Staan geskryf. En as jy Yeshua waarlik aangeneem het, gaan jy nie skroom om daaroor te getuig nie. Sal jy? Sal jy vandag die bloed aan die deurposte stryk? Sal jy vandag stryk op Instagram of op TikTok of waar ook al jy is? Op 'n familiegroep, besigheidsgroep. Deur die bloed van die lam is ek verlos en ek is uit die hande van die duiwel. Maar wat gaan hulle dink? Vra nie wat het die Egiptenare gedink dat die kinders van Israel die bloed in die deur dit het net gehoorsaamheid geverg. Miskien is dit 'n daad om verlos te word, saam dat jy gebind is. Want so baie mense glo, ja, ek hoor wat Moses sê, jy met die bloed in die deurkosyne sit nie daar gaan, maar as jy dit nie doen nie. Jy sien, ek het geen twyfel oor waar ek was toe Yeshua my ontmoet het nie. Ek was in die hande van die duiwel. Ek was in Egipte, ek was in slawerny, ek het wêreldse dinge nagejaag, rykdom. Maar ek is nie vandag meer daar nie. Ek het sportprestasies nagejaag. Ek het aansien van mense nagejaag. Maar vandag is ek nie meer daar nie. Ek is nie meer daar nie. Ek het my vrou nie reg behandel nie. Ek het werkskollegas nie reg behandel nie. Ek het verkeerde besluite gemaak, ek het bedrog gepleeg. Ek het teen Vader se woord gaan, ek het borg gestaan vir ander mense. Vader se woord sê nee. I'm guilty as charged. Maar vandag, ek is verlos deur die bloed van die lam en ek is uit die hande van die vyand wat my vasgebind het. Nou ons weet, Dawid was 'n man na God se hart. Hy was 'n man, die woord sê, Dawid was 'n man na God se hart. En Vader het 'n groot droom vir Dawid gehad. Wie kan onthou hoe oud was Dawid om en by toe Vader vir Samuel stuur om vir Dawid te gaan salf? 17, ja. Dawid was 'n man, Vader het geweet wat is die droom vir Dawid se lewe. Net so wat ek nodig om vandag vir die jong manne hier te sê, Abba weet wat is die droom vir jou lewe. Hy weet wat is die droom vir jou lewe. Jy jaag dalk ander goeders, jy dink, omdat jou pa jou laat skape oppas het, omdat jou pa vir jou sekere goeders sê, omdat jou pa jou daar plaas, dit is nie, soek die wil van Vader. Soek die wil van Vader.
So ons weet, Dawid was 'n man na Vader se hart, maar hy was ook verlos en hy was gered uit die hand van die duiwel. Sy lewe is 'n getuienis daarvan. Ons weet, Dawid het koning geword oor die stam van Juda vir 7 jaar, waar hy gebly het op daardie stadium in Hebron. Die naam Hebron dra die betekenis van 'n plek waar mense saamgevoeg word. Dit is so belangrik. Hy's hierso, hy word aangestel as koning en hy's by hierdie plek waar mense saamgevoeg word. Watter plek word vandag nog genoem die plek waar mense saamgevoeg word deur Abba Vader? Die kerk. Abba Vader plant ons in die kerk. So hy's hier in hierdie plek, hy het hierdie calling en hy's op hierdie plek waar hy 'n plek waar mense saamgevoeg word, 'n plek waar mense geplant word. Hier is Dawid in die roeping waarvoor Abba Vader hom roep in Hebron. Dis 'n plek van gemeenskap en verhouding. Gemeenskap is daar waar die liggaam saamwerk, saam funksioneer en 'n verhouding met mekaar, want jy moet jou naaste lief hê soos God. Na die 7 jaar word hy koning oor die res van Israel. Vir 33 jaar regeer hy oor Juda en Israel, die House of Jews en die House of Israel, oor die hele Israel, nie net oor Juda nie, oor die hele Israel. En dit het sy totale koningskap omtrent 40 jaar gemaak. Met ander woorde, hy leef in die droom wat Vader vir hom gehad het. Hy het dalk gedink toe sy pa en sy broers hom verwerp het, maar dit is nou maar my lot, ek sal nou maar skaapwagter wees. Dit was hy. Vader het hom koning gemaak by 'n plek waar mense saamwerk, waar die liggaam van Yeshua in verhouding is met mekaar en met hom. En op 'n jong ouderdom onthou, Dawid was op 'n jong ouderdom was hy verwerp deur sy eie pa. Hy was verwerp deur sy eie boeties. Hy was later verwerp deur sy eie koning. Maar so deur al hierdie uitdagings leef Dawid die droom wat Abba Vader vir hom gehad het. Hy leef hierdie droom. En so het Dawid gereageer of geroel en gereageer op hierdie calling en geroel vanuit Hebron vir 7,5 jaar en dan verder 33 jaar uit Jerusalem uit. En dis daar waar hy regeer oor die hele Israel, en dit is nie die tyd waar ons nou saam gaan lees in 2 Samuel 11. Jy weet, voor Dawid gesalf, voor hy koning geword het van Juda, moes hy gevlug het vir sy lewe vir 8 jaar. Sou wou hom doodgemaak het. Hy moes gevlug het vir sy lewe. Hier is hy nou koning. Dawid was die heeltyd in oorlog. Heeltyd in oorlog. Hy het gevoel, hy moet net veg vir sy lewe om in die roeping te stap wat Vader vir hom het. En partykeer voel ons ook so, ja, maar ek kan nie verstaan hoekom dit nie maklik kom nie. U het my geroep om hierdie te doen vir u. U het my geroep vir hierdie calling, maar Vader, niemand sien my raak nie. Vader, ek kry net teenkanting die heeltyd. En selfs die leiers bo my, hulle wil my nie eers, hulle vermy my. Dis Dawid se storie. En so sy koning, en hier regeer hy uit Jerusalem uit. Uit Jerusalem. Nou in 2 Samuel 11 vers 2 tot 5 staan, en teen die aand, toe Dawid van sy bed opstaan, en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af. Hy kyk van die dak af. 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem. En die vrou was baie mooi van aansien. Dawid het gekyk. En wat wel is veroorsaak het, as jy kyk, dan kom daar begeerte in jou en dan spring die gees van wel is op het. Dan spring dit op het. Weet jy wat gebeur dan? Dan kom egbreekgedagtes en emosies wat later lei tot die eindbestemming van die egbreek in die vlees. En dis die roete. Ons het al 'n hele diens daaroor gedoen, oor welis en last.
Nou, ons moet verstaan, dit was die gebruik in daardie dae, dat die koning voor sy manskappe uitgetrek het om die geveg te lei in die oorlog. So as koning moes jy voor in die battle gewees het. Dawid moes eintlik op die slagveld gewees het op daardie stadium in sy lewe, aktief betrokke in die geveg, waar hy die leiding kon gee aan sy manne. Maar hoor gou, Dawid het moeg geword vir oorlogvoering. Dawid het moeg geword vir oorlogvoering en hy het sy plig versuim. Dawid was nie op die plek waar Abba Vader hom voor geroep het nie. Hy het die steering wheel gelos. Hy het nie gestap in die roeping hy was nie op die plek waar Vader hom geroep het nie. En net soos vandag die vraag, is jy nog op die plek waartoe Abba Vader jou geroep het? Of het jy moeg geword om so te sukkel? Jy het moeg geword om so, dit is die heeltyd 'n battle, dit is die heeltyd 'n oorlogvoering. Vader het vir jou groot droom, maar jy het nodig om voor te loop in die battle. Dawid was nie op 'n plek waar Abba Vader hom geroep het nie. Nou ons weet, ons is ook vandag in 'n geveg. En ons het nodig om te veg in die gees deur gebed. Niks kan hierdie wêreld met ons nie overwhelm nie. Ons gebede moet die wêreld overwhelm. En die vraag is, het jy ook moeg geword? Het jy moeg geword vir die stryd teen die vyand? Ons weet, Abba Vader se woord sê in Efesiërs 6 vers 12, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheers, teen die bose geeste in die lig. So die vraag is jy ook moeg? Is jy ook moeg vir hierdie voortdurende stryd? Ja, die kerk vra my om maar as 'n intercessor te wees, maar ek kan nie nou nog 9 uur en 3 uur bid okkie. Is jy moeg? Moeg geveg in die gees, moeg om tyd te maak vir Vader, om saam te bid, want ons kan baie verskoningkies hê, hoekom ons dit nie kan doen nie. Waar is jy in jou stryd? Want die stryd is 'n geveg. En Vader het ons as 'n liggaam nou genoem, ons is in die oorlog. Are you on the battlefield grounds? Jy is nie op hierdie plek waar Abba Vader jou geroep het om te wees as 'n intercessor, of in die roeping van jou Abba Vader jou het nie. Is jy of is jy nie? As jy nie is nie, het ek vanoggend nodig in die verpligting om jou te waarsku, wees op jou hoede. Wees op jou hoede. Want sien, die veiligste plek op aarde vandag is in die middel van die wil van Vader, nie van jou bestuurder, van jou besigheidseienaar, van wie ook al nie. Die veiligste plek is nie in daar waar jy werk nie. Die veiligste plek op aarde vandag is in die middel van Abba Vader se wil. Om hierdie battle te fight in die oorlog. En so, in plaas daarvan dat Dawid oorlog voer as koning, dit waarvoor Abba Vader hom geroep het om te doen, wandel Dawid op sy paleis se dak rond. En wat? In plaas dat hy kyk uit vir die vyand, kyk die vyand uit vir hom. En so sê Betseba, nie dat ek sê Betseba is nie, maar die vyand het geweet, sit net Betseba daar en ons het vir Dawid. Want hy is mos moeg. Hy wil nie meer oorlog voer nie. So hy gaan ook nie veg teen sy eie, dat hy nie in die versoeking kom nie. Dawid se val het nie in een oomblik gebeur nie. Dit het begin met sy oë, waar welis toegelaat is, en dit het geëindig in egbreek verder. Dit het geëindig in moord. As jy nie in die wil van Vader stap nie, wees op jou hoede. Dawid het sy oë op iets gefestig wat nie moes sien nie. En so kom ons dikwels in versoeking om na dinge te kyk wat ons nie behoort na te kyk nie. Die sosiale netwerke maak dit vir jou eintlik nou baie gerieflik. Nou, ek het dit nou nie eers gedruk nie en toe kom dit nou op, nou ek kyk maar net. Ek kyk maar net. As hierdie gym instructor 'n paar jaar terug by wie ek gegym het, wat gesê, jy kan kyk, maar moet net nie vat nie. So uit die put van die hel, en dit begin alles by waarna jy kyk.
Ek weet, kyk net het al 'n probleem met my oor hierdie gesprekke, want ons kyk net. En daai kyk net veroorsaak groot probleme. Toe sien Dawid vir Betseba, die vrou van Urias, sy bad en sy hart word onmiddellik aangetrokke. En hy vra toe vir sy manne, wie is dit? Bring haar na my toe. En kort daarna gee hy toe aan die begeerte, hy gee toe oor aan die begeerte van sy oë en slaap saam met haar. Wanneer ons bid en vas, dan bid ons juis om onsself te verootmoedig teen die begeerlikheid van die oog, die begeerlikheid van die vlees en die grootsheid van die lewe. Betseba se man terug te roep van die oorlogveld af. Hy was een van Dawid se manne. Hy het gehoop dat as Uria terug is, dat Uria by Betseba sal slaap en dat almal dan sal dink dat dit is die kind van Uria se eie. Dis sy eie kind. En so probeer Dawid 'n manier vind om sy sonde te verberg, maar Dawid se plan werk nie, want Uria laat weer terug vir Dawid, nee, ek kan nie so doen nie. Ek kan nie die oorlogveld verlaat. In hakkies, hy het dit nie gesê nie, maar ek sê soos jy nie. Ek kan nie so doen nie. Ek gaan my koning eerbiedig as koning en nie by my vrou, na my vrou toe terugkom by haar slaap, terwyl my medestryders in die oorlog is nie. En so misluk Dawid se skynbare oplossing totaal en al. Toe neem Dawid die saak in sy eie hande verder. Hy plaas Uria, hy dink aan 'n ander plan en hy sit vir Uria heel voor in die oorlog, in die geveg. In die mees gevaarlikste posisie, daar waar Dawid self moes wees. En Uria word gedood. Uria word gedood. Dawid moes voor gewees het en Uria moes seker by sy vrou eerder gewees het. But the tables has turned. En Dawid is saam met Uria se vrou en Uria is waar Dawid moet wees. En die man wat Dawid wou gebruik om sy sonde te verberg, word toe nou die slagoffer van Dawid se eie bose plan. En hier sien ons hoe een sondige begeerte kan lei tot 'n reeks besluite wat net verder en verder en verder in sonde val. Selfs moord word dan probeer om verberg te word. En hier leer ons in Dawid se verhaal die gevare van verleiding. As jy nie in die calling staan waartoe Vader jou geroep het nie. En hoe een verkeerde besluit alles kan beïnvloed, die een na die volgende een. En so loop Dawid vir 9 maande met hierdie moord op sy skouers. Die skuld, die bewustheid van sy sonde teen die woord van Abba Vader. Hy dra dit stil saam. En onthou hy stap in die calling wat Vader vir hom het. So hy's klaar geroep as 'n heilige priesterdom. Hy's klaar geroep as die koning van sy volk, as die leier van daar waar almal geplant is. Hy weet wat hy gedoen het is verkeerd. En tog loop hy met hierdie swaar las in sy hart. En so stuur Abba Vader sy profeet Nathan na Dawid toe. Kan ek jou gou vra, kan jy van die naam Nathan net noem? Kom ons sê dit saam. 1, 2, 3. Nathan. Sê jy dit onthou? Nathan. So stuur Abba Vader toe sy profeet Nathan na Dawid toe. Wat doen 'n profeet? Hy maak die wil van Vader bekend. Hy sê wat Vader gesê het. Hy's net die spreekbuis. Nou, volgens die woord gebeur dit tydens die geboorte van die seun van Dawid en Betseba. Maar so stuur Abba Vader Nathan sy profeet na Dawid toe, want daar's iets wat in die duisternis gehou word in Dawid se lewe. En so kom vertel Nathan vir Dawid van hierdie verhaal. Ons het nou net sy naam genoem. Weet jy wat beteken sy naam? Gift. Gift from Yahweh. Gift from Yotevave. 'n geskenk. Soos 'n geskenk, Abba Vader stuur 'n geskenk vir Dawid. Wat 'n geskenk? 'n Woord van Abba. En so kom Nathan na Dawid toe en sê vir hom, Dawid, jy moet my help. En Nathan, jy weet Nathan, hy's 'n profeet van Abba, hy gaan doen wat Abba Vader sê, maar hy moet hier met die koning praat.
Dis soos om Abba roep jou vandag om 'n profeet te wees en na Cyril Ramaphosa toe te gaan. Nou staan almal daar en kyk vir jou. Nou moet jy nie doekies omdraai, jy moet die woord van Abba Vader bring. En Abba het jou gestuur. So Nathan kom na Dawid toe, jy moet my help en jy moet vir my 'n oordeel gee, want ek het 'n aangeleentheid te challenge hierso. En dis so mooi. Hy sê ek het 'n uitdaging hier as 'n profeet. Dawid, sal jy vir my sê, want ek weet Dawid, jy ken die woord, jy het die calling van Abba, sal jy vir my kan sê wat is die oplossing in hierdie uitdaging? En so vertel Nathan vir Dawid, die koning van Israel, hierdie storie, hierdie verhaal. Nathan sê, weet jy, daar was 'n ryk man, daar was 'n arme man, 'n ryk man en 'n arme man wat in dieselfde omgewing gebly het. Selfde gemeenskap, selfde kerk. En hierdie ryk man het groot kudde skape gehad en hy het 'n klomp klein vee gehad. Nathan sê, die arme man het een ooi lammetjie gehad. En toe ek hierdie sien, toe dink ek, is dit moontlik dat dit tussen die 10de en die 14de Aviv kon wees? Want hy het een ooi lammetjie. En onthou ons het vanoggend begin deur Vader se instruksies te leer oor Pessach en hoe jy die vlekkelose lam sonder gebrek moet uitken. Wat in die 10de Aviv tot die 14de Aviv amper soort van in jou huis kom bly het. Ek praat baie keer in die tabernakel baie daaroor gepraat, hierdie skapie of hierdie lammetjie wat dopgehou moes word, hy het amper deel van die familie geword. Nou ons het nou so pappie Labrador spierwit. Hy lyk regtig soos 'n lam, hy's net bitter stout. Maar hy kry 'n naam. Ons enetjie se naam is Nonna. Maar sê nou maar hierdie lammetjie, hulle het na hierdie lammetjie gekyk en hierdie lammetjie se naam was Fani. Fani. Ek dink die kinders en almal begin lief raak vir Fani. Daai ooi lammetjie. Hy is Fani. Ons moet kyk dat hy skoon is, geen kol op nie, geen vlekkeloos. So Nathan sê vir Dawid, hierdie arme man met hierdie een ooi lammetjie, Fani. Hierdie ooi lammetjie het soos 'n kind groot geword in sy huis. Dis wat Nathan sê. Want hierdie ooi lammetjie het van die brood geëet van die tafel af. Nonna eet amper styk van die tafel af. So ongehoorsaam is hy. Hierdie ooi lammetjie het van die brood geëet van die tafel af, van die krummels van die brood, en het die ooi lammetjie geëet. Dit het die ooi lammetjie geëet. Uit die beker het die lammetjie gedrink en op sy skoot het die lammetjie aan die slaap geraak. Dit is soos 'n Fani is hier by ons. Fani is nou troeteldier in die huis. Dis wat Nathan besig is om te vertel. Wat het die lammetjie? En dis al wat hierdie arme man het. En is dit nie amazing wat Nathan sê nie? Hoe Nathan besig is om met Dawid te praat nie. Toe sê Nathan, toe kry die ryk man kuiergaste en hy was nie lus om sy eie skape of lammetjies te slag om vir hierdie kuiergas van hom 'n ete voor te gee nie, want jy was nie veronderstel om jou eie lammetjies te gee by die Pasga nie. Die lam moes gekom het van Bethlehem. Maar so kry die ryk man kuiergaste en hy was nie lus om sy eie skape te slag om vir hierdie kuiergas, ook nie lus seker om vir hom 'n Pasga lam van Bethlehem af te kry nie, om 'n ete voor te sit nie, en hy vat hierdie een lammetjie, hy vat vir Fani, van die arme man, en hy slag hom en hy sit hom voor hierdie gaste, hierdie reisigers wat by hom was. En Nathan sê toe vir Dawid, maar voor Nathan 'n woord verder kry, voor Nathan nog verder begin praat, val Dawid vir Nathan in die rede en sê vir Nathan, weet jy wat? Nee, hierdie moet ten minste, hierdie ryk man moet ten minste 4 keer teruggee wat hy gevat het. Hy moet 4 keer teruggee.
Hoekom sê Dawid dit vir Nathan? Want sien, Dawid dink, hy is besig om hierdie oordeel as koning te vel oor 'n probleem waarmee die profeet Nathan sit. 'n Saak wat Nathan aangehoor het. En Dawid dink Nathan kom vra hom vir 'n oordeel. En sê, help my met hierdie saak. Hy dink Nathan kom en sê vir hom, help my met hierdie saak, lewer u net vir my hierdie oordeel uit, want Nathan kan nie so lekker besluit nie. Dis wat Dawid dink. En Dawid maak Nathan stil en sê, weet jy wat? Dit wat hy gevat het hierdie arme man, moet hy 4 keer teruggee. En die ryk man moet sterf. En die ryk man moet sterf. Hoekom sê Dawid dit vir Nathan? Hoekom sê Dawid vir Nathan, hierdie ryk man moet 4 keer teruggee? Dit staan geskrywe in Eksodus 22 vers 1. Dawid stap in die calling wat hy het, en hy ken die woord. Hy stap in die calling, en hy ken die woord. Daar staan in Eksodus 22 vers 1, as iemand in 'n bees of 'n stuk kleinvee steel, en dit slag of verkoop, moet hy 5 beeste vir 'n bees vergoed, en 4 stuks kleinvee vir 'n stuk kleinvee. So Dawid se oordeel is bullseye, is 100%. In lyn met Abba Vader se woord. En toe sê Nathan vir Dawid, oeps, jy het nou so pas nie stryk getrap. Want toe sê Nathan vir Dawid, hoorie Dawid, ons praat hier van jou as die ryk man. Jy het nou alles in besit. En op daai stadium, volgens, as jy sekere somme doen, het Dawid al 20 kinders gehad. 20 kinders. En verskeie vrouens. En Nathan sê vir hom, hoorie Dawid, ons praat hier van jou as die ryk man. Nathan sê, Dawid, jy het hierdie oordeel nou net oor jouself uitgespreek. Want in die mag van die tong, lewe en dood. Jy het dit nou pas oor jou uitgespreek, want jy het dit gedoen. Jy het 'n arme man se vrou gevat, en jy het baie. Dawid, jy het hierdie oordeel nou net oor jouself gespreek, want 4 keer moet jy teruggee, en weet jy wat? Jy verdien nou die dood. Hoekom? Want die woord van Abba Vader sê so. In Levitikus 20 vers 10 staan ook, en as iemand oorspel doen met 'n man se vrou, oorspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat oorspel doen sekerlik gedood word. Ook in Levitikus 24 vers 17 staan daar, iemand wat moord gepleeg het, moet doodgemaak word. So die oordeel wat Dawid gespreek het, was eintlik 100% in lyn met Vader se instruksies, sy wet. En dan sê Nathan vir Dawid baie ernstig, Vader het jou beskerm dat jy nie dood is nie. Jy stap in hierdie koninkryk, jy het al hierdie weelde. Jy is veronderstel, jy het 'n hele oorlog, jy is veronderstel om heel voor te wees. Maar jy wil nie meer oorlog voer nie. Jy is in die calling wat Vader vir jou het. Nathan sê, Dawid, jy het self baie vrouens en baie kinders. Jy is die ryk man. En Dawid, as dit nie genoeg was nie, sou Abba Vader vir jou meer gegee het. Net wat jy wou gehad het. Maar Dawid, jy kies om 'n man van God se vrou te neem en om hom nog dood te maak. Dawid, jy het gekies om dinge te doen in die duisternis en is nog steeds in die duisternis. Onthou, ons het vroeër gesê, as jy eers aan die ander kant van die bloed is, deur gehoorsaamheid, is jy beskerm. Jy kan nie buite die bloed kom of bly wees ongehoorsaam nie, want dan het jy nie die beskerming nie. Beweeg jy, anders woorde gestel, beweeg jy in die lig, is jy beskerm. Beweeg jy uit die lig uit, aan die kant van die bloed, weens ongehoorsaamheid, jy doen nie wat Vader se woord sê nie, dan lewe jy in die duisternis, en dan is daar geen beskerming nie. Jy is buite, Dawid, jy is uit Abba Vader se beskerming uit, want jy het hom nie sy woord gehoorsaam, jy het dit nou net aangehaal,
Jy weet goed, jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy weet goed, jy mag nie moord pleeg nie. As ons aanhou in die lig wandel, gaan ons aanhou om gemeenskap hê, samesyn met mekaar en as gelowiges te hê, want Abba Vader plant ons, maar dit verg ons steeds gehoorsaamheid. So wat het Dawid gedoen toe hy wat het hy gedoen in die duisternis? Toe Dawid vir Uria, Betseba se man, voor die oorlog sit, het dit 'n geweldige 'n effek gehad op die gemeenskap. Omdat hy was soos die leier, nou oor die hele Israel, oor die gemeenskap, daar waar Abba Vader almal plant. Want saam met, toe hy vir Uria voorsit, toe dit 'n groot effek gehad op almal. Want saam met Uria het 'n klomp van Abba Vader se manne ook toegesterf. Omdat Dawid gesê het, sit vir Uria voor in die oorlog, want Dawid beweeg in die duisternis. Hy is nie net in die roeping wat Vader het nie, hy is in die duisternis. En Nathan sê toe vir Dawid, Dawid, jy het die woord van Abba Vader geminag, want die arme man, wie mooi gekyk het na sy oë. Dawid ken die woord. Dawid weet, wat sê Abba Vader in Eksodus 12. So wat doen Dawid? Verdedig hy homself? En dis wat ons vandag doen as jy 'n ware woord hoor van Abba. Eerstens verdedig ons onsself. Nee, hoor wat sê Dawid, nadat hy skuldig bevind is van egbreek en moord. Dawid het neergeval voor Abba Vader se voete, hy het hom tot Abba Vader gewend, met hierdie geweldige uitroep tot bekering gesmeek. Hy het Abba Vader gesmeek om genade. Dawid sê vir Abba Vader in Psalm 51 vers 3 tot 9, Vader, wees my genadig, na u goedertierenheid delg my oortredinge uit die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van ongeregtigheid en reinig my van sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan my waarheid in die binneste. U het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste en in die verborge maak u aan my wysheid bekend. En dan hoor wat sê Dawid in vers 9. Ontsondig my met hyssop. Ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. So het jy gehoor wat sê Dawid? Hy gebruik die woord hyssop. Ontsondig my. Vader, daardie bloed op my deurposte. Ek was nie meer 'n getuienis van u nie. Ontsondig my, kom sit weer die bloed van die lam op my deurposte. Wat dink jy Dawid gehad toe hy dit? Wat het hy in sy gedagte gehad toe hy dit gesê het? Abba Vader se instelling van Pasga. Hy het gedink aan die bloed wat op die deurkosyne moet kom. Hy het aan 'n kant die bloed uitbeweeg. Hy was Vader ongehoorsaam, hy was woord ongehoorsaam. Dawid sê, reinig my met hyssop, dat ek rein sal wees. Was my, dat ek witter as sneeu sal wees. En wat 'n voorreg is dit nie? Om te weet soos Dawid, waarheen om te gaan, wanneer ek en jy sit met dinge in die duisternis. Wanneer ek en jy vandag deur Vader aangehits word, dat jy is nie op die plek waar jy veronderstel is om te wees nie. En die calling wat hy wil hê jy moet wees. Waartoe kan ek en jy hardloop? Na dieselfde plek toe, wanneer ons skuldig bevind word, as waartoe Dawid hardloop. Wanneer ons dinge in die duisternis vir so lank aangehou het, it's time to bring it into the light. Niks wat in die duister versteek word, sal ewig verborge bly nie.
Die woord van Abba Vader leer ons in Efesiërs 5 vers 11 tot 13 en Lukas 8 vers 17 dat alles uiteindelik in die lig sal kom. Alles sal openbaar word, alles sal sigbaar wees en niks kan sy geregtigheid ontduik nie. So as jy weet daar's dinge in die duisternis, hoekom dit nie nou vir hom bring nie? Hoekom dit nie nou vir hom bring nie? As wat Vader 'n profeet na jou huis toe stuur en vir jou 'n voorbeeld stuur, dan die woord leer ons ook wanneer om te gaan, waarheen om te gaan, wanneer jy uitgewos, wanneer jy sondes, wanneer jy weer skoon gewas wil word. Nou ons het elkeen hierdie voorreg om na dieselfde plek toe te gaan as Dawid. Ons het nog die voorreg. So dink gou hieroor. Hoeveel van ons dra nie iets in ons lewe waarvan ons weet dit is verkeerd nie? Ons weet Abba wil nie hê ons moet hierdie doen nie. Of dit 'n verslawing is, of dit iets is wat jy al 10, 20 jaar terug gedoen het, gesteel het, daai ding wat in die duisternis lê. Hoeveel van ons dra nie iets in ons lewe waarvan ons weet dit was verkeerd nie? Iets wat nog steeds in die duisternis versteek word. Want jy kan nie daaroor getuig as dit nie duister is nie. Hoeveel mense is nie eers meer deel van 'n gemeenskap van gelowiges omdat hulle weet nie waarheen om te draai, want hulle sit met dinge in die duisternis nie. So kan jy jou indink, daardie skuldige gewete wat jou stuk opvreet elke dag. En dit laat my dink aan 'n vriend van my wat so 'n paar jaar terug na my toe gekom het en vir my gesê het, hy moes na 'n land toe gegaan het en hy moes werk daar gaan doen het en toe het hy en die kollega was hulle stout. En hy weet nie of hy dit vir sy vrou kan sê nie. En hy was na 'n pastoor toe wat nie ver van hierdie kerk af is nie. Hy was na 'n pastoor toe en die pastoor het hom gesê, hoor jy kan dit vir jou vrou sê nie, dit gaan jou vrou se hart in stukke breek. Was die pastoor se advies. Hy vra toe vir my, Roel, wat moet ek doen? Ek sê, wel, jy moet nie my opinie vra nie, maar kom ek sê vir jou wat sê die woord. Jy moet dit in die lig bring. Maak nie saak, jy het dit klaar gedoen. Jy het dit klaar gedoen, en sy weet dit klaar. Ek het vir hom gesê, en sy weet dit klaar. Want die woord leer ons dit in die huwelik. En seker so 'n week later, bel hy my en hy huil. Hy sê ek het vanoggend met haar gepraat. En haar eerste woorde was, ek is so dankbaar dat jy hierdie nie vir my verder weggesteek het nie. Nou kan ons in die huwelik verder werk. Dit was haar woorde. Ek sê vir hom, as jy dit stil oorgebly het, was jy elke dag besig om van die voorskrif van Satan te drink, op sy voorskrif bitterheid. Jy sou elke dag skuldgevoelens en bitterheid gedrink het. En jou vrou sou sien hoe jy dit doen en dit sou haar ook doodgemaak het. Maar nou kan julle lewe want is nie lig. Weet jy wat doen hulle vandag as 'n paartjie? Huweliksberading. Huweliksberading. Terug na die calling toe wat Abba Vader hulle voorgeroep het. So kan jy indink daardie skuldige gewete wat jou so stuk opvreet, daardie skuldige gewete wat jou so pynig met die werklikheid van jou sonde. En hulle weet nie waarheen om te gaan om vergifnis en vrede te vind nie. Hoeveel mense loop met dit rond? En as jy vanoggend hier sit en jy weet van sonde soos Dawid wat jy in die duisternis hou, wil ek jou vra om die geloofstap te neem na die lig toe. Kies om dit in die lig te bring. Psalm 107 vers 2 sê, laat die verlostes van Jotywah wie hy uit sy hand van die vyand verlos het, so sê, getuig, bely. So as verlostes, wat moet ons doen? Ons moet sê, ons moet getuig, ons moet bely. En dit in die lig bring. En sal jy gehoorsaam wees, sal jy die hisoptakkie in die bloed druk, en op die deurposte van jou lewe stryk.
Onthou jy 1 Johannes 1 vers 7 sê, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons geen gemeenskap met mekaar, geen gemeenskap met die vyand, en die bloed van Yeshua Messias, sy seun, reinig ons van alle sonde. So hoekom nie opstaan vandag teen dit wat in die duisternis in ons lewens nie? Want as ek en jy in die lig wandel, reinig die bloed van Yeshua ons, nou, heiliglik, en voortdurend van sonde. Hoekom heiliglik? Want ek wil opstaan, ek wil dit hier en nou regmaak op hierdie oomblik en nie later nie. Nee, van hierdie oomblik af vorentoe kies ek om in die lig te loop. Ek gaan nie meer baggages van duisternis en sondes en skuldgevoelens van duisternis meer saam met my dra nie. Ek gaan nie. So hoekom nie dit vanoggend vir Abba Vader verklaar nie? Hoekom nie die hiesoptakkie met die bloed, daai hiesoptakkie is belydenis, en dan getuig ek daaroor, ek was daar, ek het dinge gedoen, ek het verkeerd gepraat, ek het verkeerd gedink, ek het verkeerd gekyk. Ek bring dit in die lig, ek sukkel om met my oë soos Dawid, om na goed te kyk. Ek sukkel met die begeerlikheid van die vlees, ek sukkel met die begeerlikheid van die oog, en met die grootsheid van die lewe. Vader, ek bely dit vandag vir u. En weet jy wat, jy gaan ook getuig daaroor, soos wat Abba Vader jou verlos, deur die bloed van die lam. Want deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis, oorwin ons die vyand, wat ons vasbind in daardie gees van welis. Daardie begeerlikheid van die oog, en die grootsheid van die lewe. As alles vir jou in die lewe gaan, oor hoe groot jy in hierdie lewe gaan wees, en wat jy alles gaan bereik, wil ek vanoggend vir jou sê, is op 'n verkeerde plek. Dit moet gaan oor hoe jy jou lewe gee vir jou koning. As 'n lewende offer. So hoekom nie die hiesoptakkie met die bloed van die lam op die deure, die tempel wat hy duur gekoop het, 3 behoort aan hom, te stryk nie. So as jy wil seker maak, daar's niks in die duisternis nie. Net om seker te maak, Vader, ek wil seker maak, dat Heilige Gees vir my wys, daar's nie iets in die duisternis nie. So terwyl ek in die lig wandel, reinig die bloed van Yeshua my nou, heiliglik voortdurend van alle sonde. Jy sien, Dawid was 'n man na Abba Vader se hart. Hy het foute gemaak, hy het gesondig, hy het dinge in die duisternis gedoen, maar die oomblik toe hy gekonfronteer word met die woord van Abba, toe draai hy terug, toe repent hy, toe val hy en hy bely sy sondes. Jy sien, so hy dinge in die duisternis gedoen, maar die oomblik toe die openbaring kom deur 'n spreekbuis van Abba Vader, toe doen Dawid die regte ding. Hy druk sy hiesoptakkie in die bloed. Ek bely my sondes deur die bloed van die lam. Yeshua, u het vir my betaal, asseblief ek kom lê by u, ek bely my sondes. Asseblief vergewe my. En hy wen die bloed, die prys van die lam op sy lewe. Ek wil u kind wees, ek wil nie daai een wees wat verder in die duisternis is nie. Net so het ek nodig om vandag vir jou te sê, koningskind van Abba, dit wat roog, Abba Vader se asem nou vir jou wys, wat in die duisternis, hou op om dit te verdedig. En ek wil jou aanmoedig, moenie verder stil bly oor dit nie. Bring dit in die lig, bely dit, getuig daaroor. Hoekom nie nou, hierdie oggend, ons sondes voor Abba Vader bely nie? Want die vyand word oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. En dan het die disippels hulle lewe totdat hulle self nie lief gehad nie. Hulle het tot die dood toe hulle self nie lief gehad nie. Hulle het hulle self gegee as lewende offers. Hoekom nie vanoggend net voor Abba Vader getuig en bely, Abba, ek wil met alles in my in u lig wandel. Reinig my met die bloed van die lam nou. Reinig my heiliglik en voortdurend. Ek het gesondig, Vader. Ek het gesondig. Jy sien, Dawid het nie sy sondes ligtelik opgeneem nie. En Dawid sê vir Nathan, weet jy wat sê Dawid vir Nathan, toe Nathan het sê,
Hy bely, sê Nathan, ek het gesondig teen Jotawawai. Hy het dit ook nie net vir homself gehou nie. Nathan, jy is spreekbuis van Abba. Jy het dit vir my kom sê, I'm guilty. Ek dink jy was seker bang vir jou lewe om dit met 'n koning te kom deel, maar ek weet Abba het jou gestuur. En Dawid skeer sy hart voor Abba Vader en hy sê, wat ek gedoen het was verkeerd. En hy vra, wat gaan gebeur? Hy vra van Nathan, wat gaan gebeur? Die man wat alles nou geweet het. Wat gaan gebeur? En dan staan daar in 2 Samuel 12 vers 13 tot 16 en Nathan sê vir Dawid, so het Jotawawai dan ook 'n sonde, jou sonde vergewe. Jy sal nie sterf nie want jy dit gaan bely. Maar omdat u die vyand van Jotawawai deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is ook sekerlik sterwe. En toe gaan Nathan na sy huis. En Jotawawai het die kind wat die vrou van Uriah vir Dawid gebaar het, getref, totdat dit ernstig siek geword het. En Dawid het die aangesig van Jotawawai gesoek vir die kind, en Dawid het 'n tyd lank gevas, en na binne gegaan, en die hele nag deur op die grond gelê. So wat Nathan eintlik vir Dawid kom sê, is Dawid, jy het verdien om dood te gaan, want Abba Vader se woord sê, as iemand steel, iemand egbreek pleeg, iemand moord pleeg, Levitikus 20 vers 10, Levitikus 24 vers 17, is die loon van die sonde die dood. Hoor gou. Nathan sê, hierdie gee my hoendervleis van kop tot tone. Hoor wat sê Nathan vir Dawid. Terwyl Dawid sy hart skeer voor Abba Vader. Jotawawai has passed over your sin. Jotawawai has taken away. Die Hebreë woordjie avar. Avar beteken to be passed over or to cross over. Jy die bloed. He has passed over. He has crossed over. Met ander woorde in Hebreëus sê Nathan vir Dawid, Jotawawai has passed over your sin and you will not die. He has given you life. Abba Vader passed over. Klink dit bekend? Is dit nie waar ons begin het vandag nie? Dis die prentjie van Abba Vader se genade, want die loon van die sonde is die dood. 1 Johannes 3 vers 4 gee vir ons die definisie van sonde. Sonde is wanneer ons Abba Vader se woord nie gehoorsaam nie, en die loon daarvan is die dood. En weens Dawid se ware berou en belydenis, die hyssop in die bloed, wat op sy lewe gestryk word, die belydenis en die getuienis, is hy gepast over, soos die kinders van Israel passed over. Soos wat Jotawawai passed over. Pesach. So, waarvan was die kinders van Israel gepast over? Hulle het die bloed aan die deurkosyne gesmeer, sodat die engel, sodat Abba Vader self, en hy het later die dood gebring, maar sodat hy self passed over, hy het verby hulle gegaan, sodat hulle eersgebore nie sterf nie. Ek sien nou engel, ons het in die week al Dankie. Raak ek te opgewonde? Dankie. In die week het ons daaroor gepraat, baie kere praat mense, ek het 'n nota hier gemaak, het ons dit net noem, baie keer sê ons nee, die doodsengel het gekom. Maar dit was nie dit nie, Abba passed over. Abba passed over. So Nathan sê vir Dawid, omdat jy jou sondes bely het, jy het jou hyssop in bloed gedruk en het aangestryk, is jy passed over.
Maar omdat jy die vyand van Abba Vader hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind, die oudste seun wat vir jou in hierdie verhouding gebore is, sekerlik sterwe. Ons het gesien in Eksodus 12 vers 21 tot 23 staan, Moses het toe al die oudstes van Israel het roep en hulle gesê, gaan haal vir julle klein vee van julle families en slag die Pasga en neem 'n bossie hyssop en steek dit in die bloed wat in die skottel is en stryk dit aan die deurposte en aan die twee deurposte, die deurdrimpel en die twee deurposte met die bloed wat in die skottel is. So 'n baie belangrike punt is die stryk van hierdie bloed met hierdie hyssoptakkie, want ons weet nou wat is hierdie hyssoptakkie. Ons het gesien die lam is geslag, die bloed was opgevang in 'n skottel, die bloed is in die skottel en dit was die middel tot beskerming. Hulle moes gehoorsaam wees, hulle moes dit aanstryk. As die bloed in die skottel gebly het dit nie 'n enkel persoon beskerm of gered nie. So die hele lot van Israel daarvan afgehang om hierdie bloed uit die skottel tot op die deurdrimpel en die deurposte te kry. En hoe moes hulle dit doen? Ons weet, hulle het hierdie hyssoptakkie ingedruk in die bloed en dan het hy dit aangestry. Hoe wend ons die bloed van die lam in ons lewens aan? Daardie hyssoptakkie wat so gestryk word, is ons belydenis en ons getuienis. Ons weet dit, Openbaring 12 vers 1, die woord van ons getuienis en deur die bloed van die lam. So die woord van ons getuienis is wanneer ons persoonlik getuig van wat die woord van Abba Vader sê, die bloed van Yeshua vir ons doen. So ons getuienis is die hyssoptakkie wat die bloed aanwend in ons lewens. So hoe is dit dat ons so baie sondaars nog steeds vergaan? Hoekom is daar nog so baie mense vasgevang in Egipte? Is dit omdat die bloed nog in die skottel is? En word nie aangewet en aangestryk in hulle lewe nie? Hulle weet van die lam, hulle weet van hom, maar die bloed is nie op, hulle het nie daai belydenis gedoen, hulle getuig nie oor dit wat Yeshua wat die woord sê wat in hulle lewe waar geword het. Die bloed is in die skottel, maar dit word nie aangewend nie. Die woord sê, neem 'n bossie hyssop en steek dit in die bloed. Dink gou daaroor. Hoekom moet hulle spesifiek, hoekom kon hulle hom net smeer nie? Hoekom stryk? Ek gaan nou weer hierdie ding afgooi. Hoekom stryk? The King James sê, and they shall take off the blood, they shall take off the blood and strike it on. Strike in Hebrews. Weet jy? Nathan. Wanneer die woord van God kom en vir jou sê, you are guilty. Strike. Strike. Strike in repentance. Strike back. Strike in Hebreëus is die woordjie Nathan. Nathan staan voor David. David val neer, hy bely. Nathan sê, jy's vergewe, Abba passed over. Nathan, wat David doen is, hy bow down. Hy vat die bloed van die lam. Nathan, stryk dit so in sy lewe op die deurposte. I'm guilty. Nathan, I'm guilty. I'm a sinner. Hy doen belydenis. Nathan beteken apply, appoint, to give up, to consecrate, to dedicate, to vote, employ. Ek gee myself oor as 'n lewende offer. Van vandag af, ek wil klaarmaak met die dinge wat in die duisternis, met die dinge wat ek verkeerd gedoen het. I strike it, I apply the blood of the Lamb onto my life and I will change. I will change. Die vraag is, stryk ons vandag nog die bloed van die lam aan ons deurkosyne? Doen ons nog steeds belydenis, want onthou, Dawid het 'n lang pad, hy het 'n lang pad gekom, hy was moeg vir oorlogvoering, want hy kom 'n lang pad. Hy het in die roeping gestap wat Abba Vader vir hom het, hy het die woord geken.
Is ons nog steeds besig, maak nie saak waardeur jy gaan nie, hoe lank jy 'n pad stap nie, is ons nog besig om die bloed te apply, te strike in ons lewens, want die vyand kom met versoekings. Wend ons dit aan, maak ons dit van toepassing in ons lewens, is ons toegewy daartoe om die bloed deur die hiesoptakkie in ons lewens te stryk. Want sien, die verbondsteken moet sigbaar wees. Pick up your cross and follow me. Die verbondsteken moet sigbaar wees. Pick up your cross and follow me. Kan die mense sien? Jy dra jou kruis, disipel van Yeshua. Kan mense sien dat die verbondsteken is op die voordeure van jou tempel wat Yeshua hier gekoop het? Nie op die agterdeur nie. Nie in die binnemuur nie. Op die plek waar almal dit kan sien. Die tyd van in die geheim undercover disciples wees het uitgeloop. Time is over. Is nou tyd om jou verbondsteken openlik te hang in jou lewe, in jou leefwyse, sodat almal dit kan sien. Ons kan nie verder skaam wees nie. Yeshua sê, as jy skaam is vir my, sal ek skaam wees vir my Vader, vir jou. Ons kan nie stil bly nie. Is the blood on your doorposts. Kan mense sien? Jy is uitgekoop. Is ek en jy besig om daaroor te getuig? Want as ons daaroor getuig, gaan ons die vyand oorwin. Want is deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. So kan ek jou vra, sien jou baas dit, weet jou baas dit? Sien jou personeel dit? Sien die mense dit op die sportveld of sien hy iemand wat die hele tyd kwaad word? Die hele tyd gefrustreerd is, wat die hele tyd opgee, wat vloek, skree, skel. Sien hy die teken van die verbond, sien mense die teken van verbond op jou lewe. Kom ons maak dit persoonlik. Sien die mense in jou huis dit. Want as die mense in jou huis dit nie sien nie, dan moet jy self wonder, is ek waarlik weergebore? Want as jy weergebore word, dan vul Abba Vader jou met sy gees, then you open your doors met gasvryheid. Abba se woord is so duidelik in hierdie week. Hou vas aan my woord. Ken my woord. Hou vas aan my woord. Doen soos my woord sê. En wees soos 'n Lydia. Wees soos 'n Lydia. Wees soos 'n Dawid wat al het hy gesondig, berou het daaroor. Ek en jy het nodig om hierdie verbondsteken te dra. Ons het nodig om vir die wêreld te wys. Wat is 'n priester van Yeshua, van ons hoëpriester? Deuteronomium 6 vers 4 sê, dra dit om jou arm, skryf dit op jou deurkosyne. Wat moet jy op jou deurkosyne skryf? Daai bloed, die prys wat betaal het, Vader se instruksies. Moenie skaam wees om te sê jy is 'n kind van Abba Vader nie. Dat jy onder die verbondsbloed van Yeshua is en dat Heilige Gees binne in jou woon nie. Onthou as die Israeliete nie die teken, die bloed op die deur geskryf het nie, het die dood vir hulle kom kuier. Maar ek verstaan nou nie. Wat nou van die mense wat sê, maar ek glo in Jesus? Ek dink as baie Egiptenare, baie wat gehoor het, die deur moet op die deurkosyne gedruk. Maar wat het nooit gehoorsaam het. En nooit ingegaan het in oor in aksie en aan die ander kant gaan bly nie. Want aan die ander kant is daar ook instruksies wat gegee is. Jy moet die gordel aantrek, jy moet skoene aantrek, jy moet vinnig eet. Alles deel van 'n prentjie vir disipelskap. Hoor gaga.
Eksodus 12 vers 13 sê Abba Vader, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag. Yeshua het vir ons sondes betaal. As Abba Vader die bloed op ons lewe, op die deurposte van ons lewens sien, sal ons die ewige lewe kry. Sal ons die ewige lewe ontvang. Want die bloed sal vir ons 'n teken wees. En as Abba Vader die bloed sien, sal hy verbygaan. So wat dink jy? Praat Abba Vader vandag met jou? Sal jy die bloed aanstryk? Sal jy die bloed, die hyssop takkie indruk en vandag sê, ja Abba, ek is skuldig. Praat so maklik dood, ek sê so maklik kritiek, ek skinder so maklik, en Abba, daar is hierdie dinge in die duisternis wat ek nou nog nie bely het nie. Wys my, want partykeer het ons ook nie meer geheue nie. Wys vir my Heilige Gees, wat kan ek vandag, want ek wil neerval voor U. Stuur U woord, stuur vir Nathan, wys vir my, want ek wil nie verder in die duisternis wees. Ek wil op my deurposte die verbondstekens sit. Kom vandag, Vader. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir U liefde. Dankie vir U goedheid. Abba, jou Vader, U praat vandag met elkeen van ons. U praat met my, want ons baie kere dinge wat ons nie besef nie, en Abba, ons sien net hierso in Dawid se lewe. Hoe Pesach in hierdie instelling wat hy ingesit het, en dit is wat Pesach ook vir ons beteken, is die prys wat ons Messias kom betaal het. Die Pasgalam was vir U, dit was 'n spesiale offer wat hulle gebring het vir U. En so wil ons vandag daardie bloed van die lam op ons deurposte kom stryk. Yeshua, U is die Pasgalam. U is die geskenk. U is die geskenk. En Vader, U het gesê, Nathan se betekenis, sy naam is gift from God, from Yotevavai. So Abba, wanneer U ons kom wys oor sonde wat ons kan bely, it's a gift from You. It's a gift. Dis nie om in rebellie en in teenkanting te gaan nie, it's a gift. Want Dawid kon gekies het, ag Nathan gaan weg. Hy kon net aan Nathan se kop ook afkap het. Maar Nathan het die regte deel gekies. It's a gift. It's a gift from Yotevavai. When He comes, shows you sin in your life. Want ons wil die bloed op die deurposte, en daarom gaan ons die gehoorsaam wees. En ons kom vandag en ons vra vergewe ons deur die bloed van die lam. Ons kom stryk. Ons kom bely ons sondes vandag voor U. Ons kom bely met hierdie hyssop, ons kom bely dit vandag voor U. En Vader, ons sal getuig. Want ons wil nie verder hier in slawerny bly nie. En soos wat ons in die volgende week gaan sien, hoe die kinders van Israel uit Egipte uitstap. En ek sien hierdie prentjie hoe hulle uitstap. En hoe Moses net so agter hom fluister, soos wat hulle vir julle kyk, just smile and wave. Ons is gered, en is deel, nou gaan ons stap, soos Vader ons lei, gaan voorgaan, ons gee, we surrender, ons gaan nie worry oor wat in Egipte agterbly nie, we surrender, ons vertrou vir sy voorsiening, ons vertrou vir elke tree wat ons gee, want hy sal vir ons 'n wolk in die dag oor ons gee, en hy sal vir ons 'n vuurkolom in die nag gee, sy gees sal ons lei. U is ons goeie herder. U sal ons deur die Rietsee vat. Daar waar dinge onmoontlik lyk, ons vertrou U. We surrender. Ons kom gee onsself vandag as lewende offer vir U. I surrender. I surrender, Father. I surrender to You. Ek wil nie skaam wees nie. En as ek sonde, laat ou so guilty voel, laat ou so sleg voel. Maar Vader, U leer my, when you strike it on the doorpost of your life,
dit wat die vyanaar gekry het om jou te destroy, you turn it into victory. Dankie daarvoor. Vader, ons kom buig voor U, ons kom lig ons hande op na U in hierdie laaste aanbiddingslied. We surrender. In Yeshua se naam. Kom ons staan saam en worship ons.